Herstel, bemagtig, versterk en stewig. Dit is die 4 woorde waarmee ek vanoggend se erediens wil begin. Jy kan ook vir 'n oomblik net daarna kyk en vir jouself vra, wat beteken hierdie woorde vir jou? Goeiemôre, middag, aand, hoe laat dit ook al is terwyl jy hierdie luister, baie welkom by ons digidiens. Dis my voorreg om vanoggend vir ons die reeks oor 1 Petrus af te sluit en ons kyk vanoggend saam na die 5de en laaste hoofstuk en daar is so 3 verse, ek dink vers 10 waar ek nou ietsie gesê het, vers 12 en dan vers 6 en 7 wat ek vanoggend vandag eintlik net iets met julle mee wil deel. Daar's natuurlik nog baie goed wat mens daaroor kan sê. So as dit vir jou enigstens moontlik is, lees eers dalk net die hele hoofstuk deur, want dit is so ryk met soveel goed wat Petrus vir ons wil sê. Ek wil ook sommer net eintlik herinner of afkondig dat ons aan volgende Sondag, dat dit Palm Sondag is en dat ons dan 'n baie betekenisvolle en besonderse week in ons kerkjaar ingaan, wat bekend staan as Groot Lydingsweek. Dis die week wat ons neem na Paasnaweek toe. Nou hierdie jaar weet ons val dit nou in die vakansie, so mense is op sporttoere en oral heen weg dalk, maar ons is besig om vir julle 'n dokument voor te berei, wat ons sal uitstuur via ons platforms. As jy dit nie kry nie, neem asseblief vrymoedigheid om ons kerkkantoor te skakel. Die dokument gaan jou help om die gebeure van Sondag tot Sondag wat Jesus beleef het, waarmee hy besig was, wat hy gedoen het, te herbesoek, maar ons bind ook die tekste van 1 Petrus weer daarin saam, sodat jy eintlik 'n bietjie hersiening oor 1 Petrus kan doen, en ook hierdie Petrus wat 'n ooggetuie van al hierdie gebeure was, dit ook op so 'n manier saam met hom kan beleef. En ons gebed is regtig dat hierdie week nie net by jou sal verbygaan nie, maar dat dit 'n besonderse week sal wees waarin ons geloofsgemeenskap onsself opnuut weer oopstel om te ervaar en te beleef die diepte, die wyte en die hoogte van God se liefde vir ons en sy seun wat vir ons aan die kruis gesterf het. Ons bid regtig dat dit vir julle baie, baie besonderse week sal wees. Jy is welkom hier en my gebed is dat 1 Petrus 5 ook vanoggend vir jou iets sal beteken. Die 4 woorde waarmee ek vanoggend se erediens begin, kry ons in vers 10. Dis amper 'n ontploffing en 'n belofte en 'n herinnering wat Petrus vir ons hier gee oor waarna toe ons op pad is en wat vir ons moontlik is, al kry ons dalk nou swaar, en ek lees graag vers 10 vir julle. Maar al moes julle vir 'n kort tydjie ly, sal die God van alle genade, wat julle tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, hy sal julle herstel, magtig, versterk, stewig laat staan. Vir my is hierdie 4 woorde eintlik 'n prentjie van, ek wil nie eintlik die woord perfeksie gebruik nie, maar van vrede, van shalom, van iets wat ek graag sal wees. Iemand wat heel is. As mens heel gemaak is, beteken dit daar was swaar, maar op 'n manier identifiseer jou swaar en draai jy dit nie meer met jou saam nie, maar is jy nuut gemaak. Jy loop nie hoogmoedig rond en sê ek weet alles nie, maar jy's op 'n manier bemagtig om te wees wie jy geroep is om te wees. Jy is bemagtig om jouself vry te maak daarvan om soos ander mense te wees, maar die beste weergawe van jouself te wees. Om sterk en stewig te staan, op 'n rots, en die winde en die uitdagings kan maar verbykom, dis asof dit deur jou en verby jou gaan, maar dit ontwortel jou nie. Is dit nie 'n mooi prentjie van dit waarna toe God ons roep en wat die potensiaal is van 'n lewe saam met God nie? Dis wat ek Petrus hieroor sê. Die teksvers het my wel 'n bietjie laat dink aan die tyd toe ek en my man in Engeland gebly het in 2002, want daar het ons nou baie, daai tyd was daar verskriklik baie Suid-Afrikaners in Engeland, en toe ons daar aangekom het, het ons baie keer verstom gestaan oor die plekke waar die Suid-Afrikaners baie keer in leef. Dan dink ek by myself, daar is nie 'n manier ons sal so gebly het as ons in Suid-Afrika gebly het nie. Ons bly in piepklein kamertjies, 30 mense in 'n 2-slaapkamer huis in Leytonstone, maar ons druk net deur. En op 'n dag, ek kan nie onthou of iemand dit gesê het en of ons dit nou bedink het nie, het iemand gesê, maar hulle dink die Suid-Afrikaners kan uithou met hierdie eintlike
haglike omstandighede, omdat hulle weet, Desember klim op die vliegtuig en dan gaan hulle na hulle voorstedelike 4 slaapkamerhuise met groot swembaddens en buitebraaie. En ons weet daar is iets beter waarna toe ons terugkeer. So terwyl ons hier in Engeland is, terwille van die ponde wat ons kan maak, bly ons maar almal op bankerbeddens by mekaar. Dis eintlik maar baie eenvoudig gestel, maar op 'n manier iets wat Petrus ook oor en oor in die boek probeer sê, want hy praat ons nou baie oor lyding. Hy wil ons aanmoedig om te sê, moenie julle geloof verloor wanneer dit met julle swaar gaan nie, want onthou, julle is op pad na 'n plek toe waar Christus julle sal bemagtig, herstel, bevestig en stewig laat staan. Hierdie wat jy nou beleef is nie al wat daar is nie. En daarom sê Petrus hier aan die einde van die brief, al is dit nie vir julle nou so maklik nie, al gaan dit dalk nou swaar, onthou nie, die Here is nog lank nie klaar met jou nie. Hy is op pad met jou en hy is besig om iets nuuts in jou lewe te doen. En dan gaan Petrus aan en sluit hy sy hoofstuk en sy brief eintlik af deur mense aan te moedig om standvastig te staan. Ek lees net vir julle dit in vers 12 as hy sê, hy praat oor Silvanus, na my oordeel 'n getroue broer, kortliks aan julle geskryf om julle te bemoedig en julle nadruklik te verseker dat hierdie dinge die ware genade van God is. Staan vas daarin. Petrus sê vir ons, daar is altyd iets waarna toe ons op pad is en iets waarna toe ons besig is om te groei as ons by Christus en in Christus bly. Dan sê hy vir ons moet standvastig bly. Dis 'n uitnodiging, dis ook eintlik 'n opdrag. Hy sê dit nog as 'n paar keer deur die boek. Hy praat ander kere van omgord jou lendere, dan sê hy op 'n ander keer jy moet jouself bewapen. Hy sê jy moet jouself beklee. Dit is aktiewe woorde wat hy gebruik en dan sê hy staan vas, maar hy gee vir ons duidelike gronde oor hoekom ons standvastig gaan wees. En net terwille ook van 'n hersiening van die hele boek wil ek julle graag herinner daaraan dat Petrus sê ons kan standvastig staan, want in hoofstuk 1 het hy vir ons verduidelik wat ons identiteit is. Ons is uitverkorenes, ons is mense wat gekies is deur die hand van God. Dis 'n rede oor hoekom ons standvastig kan staan. Dan het hy in hoofstuk 2 vir ons gesê, maar nou is ons ingemessel in die hoeksteen, in die stewige steen en ons is nou die lewende steen. En so die standvastigheid gaan nie eintlik in die eerste plek oor ons nie, dit gaan oor die rots, die standvastige hoeksteen waarop ons gebou is. Vers 3 en 4 sê hy, en praat hy baie oor lyding in hoofstuk 3 en 4, hy sê ook, julle kan standvastig staan, selfs wanneer dit met julle swaar gaan, want swaar kry sal julle nie vernietig nie. Swaar kry inteendeel uiteindelik vir gelowiges die vermoë om ons te suiwer van die valse gode waaraan ons dalk mag vashou. En dan praat hy ons nou oor die goud, is dat die swaar kry en die lyding, natuurlik is dit nie vir ons altyd maklik nie. Maar dit is ook 'n manier waarop ons suiwerder en meer bemagtig en herstel aan die ander kant uitkom. En daarom sê hy vir ons in hoofstuk 5 ook, dat onthou die einde is nog nie geskryf nie. Ons kan standvastig staan, want ten diepste glo ons dat God in beheer van die storie is. En dit vat my dan nou na die kerngedagte van hierdie week se teks in my opinie, hoofstuk 6 en 7, waaroor ek ook 'n paar gedagtes wil sê, want daar is geen manier, dink ek, dat ons standvastig sal kan bly staan, as ons nie die houding inneem, wat Petrus vir ons aanbeveel in hoofstuk 6, in vers 6 en 7 nie, en ek lees dit graag vir julle. Daarom, verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle op die regte tyd kan verhoog, deur al julle bekommernisse op hom te werp, want hy gee om vir julle. Of in die 83 vertaling staan, hy sal vir julle sorg. Hierdie teksvers voel vir my vra eintlik dat jy dit oor en oor lees en 'n bietjie daaroor dink, want ek dink daar is baie goed in wat jou dalk ongemaklik laat voel. Nou nie noodwendig nie, maar dink nie nederigheid, verneder jouself is 'n houding waarmee ons byvoorbeeld ons kinders sommer mee groot maak nie. Dis nie iets waarop ons trots is, as ons iemand teekom wat amper 'n terugstaan, nederige houding het nie, terwyl dit baie duidelik is, en dis nie net hier waar dit staan nie, dis 'n tema reg deur die Bybel, is dat om in 'n verbintenis
met God te leef van ons vra om van ons eie troontjies af te klim. So wanneer hier staan verneder jouself, dink ek nie ons moet die tipiese prentjie in ons kop hê wat beteken jy moet minderwaardig voel en jy moet sleg oor jouself voel nie. Dis eintlik 'n posisie wat jy inneem wat jy vir jouself sê, jy vertrou ten diepste nie in die eerste plek op jouself nie, maar op die soewereiniteit van wie God is. Hierdie groot woord beteken eintlik net dat jy, al is dit vir jou hoe moeilik om te sê, jy bely, jy herinner, jy neem jouself elke keer terug na die plek toe waar jy vir jouself sê, maar God is hier in beheer. Het voel nie so nie, dit lyk nie so nie, maar ek bely dit, ek weet dit, ek glo dit, en ek gaan ook leef met die houding dat God in beheer is. Om te leef met 'n houding van nederigheid is om te sê, ek gaan ophou probeer uitfigure hoe God werk, hoekom God goed laat gebeur, hoekom die bose partykeer hou vas op ons kry op maniere soos wat hy doen. Sal natuurlik nie kan ons vernietig nie, maar dis om terug te keer en te sê, ek stel myself ondergeskik aan wie God is, en wie hy droom om te wees, en wie hy op die eind van die dag gaan uitspeel, en gaan laat uitspeel in hierdie wêreld. Eintlik dis mos nou vanselfsprekend, maar om nederig te wees, is die teenoorgestelde van hoogmoed. En ek lees sommer hier, hoogmoed probeer selfbeheer neem. Nederigheid vertrou God se tydsberekening. Ek dink ons moet 'n bietjie weer daaroor gaan dink. Ek dink ook om nederig te wees, en soos wat die teks hier sê, om jou onder die kragtige hand van God te onderwerp, voel weer vir ons na hierdie magtige, moeilike God, maar die eerste woorde sou onmiddellik Deuteronomium 5 vers 15 gehoor het, waar eintlik gepraat word oor die Israeliete, wat bevry is deur die uitgestrekte kragtige hand van God. So eintlik is hierdie 'n simbool van redding. Dis eintlik 'n simbool van God wat omgee en sy hand uitsteek om mense uit slawerny na 'n nuwe plek van vryheid te lei, en om nederig te leef is om te vertrou dat God besig is om jou na 'n plek van vryheid te neem. En dan gaan die teksvers verder, en ek het baie tyd daaraan gespandeer om te dink oor hoekom hy nou juis sou sê die manier waarop mense hulle nederigheid beoefen is om hulle kommer na God toe te neem. Dis baie duidelik dat in die oorspronklike taal hierdie nie twee gedagtes was nie, en dat vers 7 nie 'n nuwe sin is nie, dis eintlik maar net 'n verduideliking van hoe vers 6 gaan gebeur. En as jy dan 'n bietjie gaan krap daarna, en ek dink dit is wat ons ook hierdie week vir mekaar in ons Bybelstudiegroep gesien het, en wat ons almal vir 'n oomblik laat stil staan het, lyk dit dan amper asof om jou oormatig en voortdurend te bekommer, volgens Petrus eintlik 'n vorm van hoogmoed is. En dis hoekom hy hierdie twee goeters aan mekaar koppel. Want deur permanent in kommer rond te loop en in bekommernis te wees, is jy eintlik besig om te sê, jy moet die probleem oplos, jy moet in beheer wees, en jy is eintlik besig om te sê, dat jy dink nie God is goed genoeg, en gee genoeg om op die ou end van die dag hierdie situasie waarin jy jou bevind, te neem en iets daarmee te maak nie. En dan gebruik Petrus harde woorde, en hy sê nie eers net, gee jou bekommernis nie, hy sê werp, gooi jou bekommernis na God toe. Nou hieroor kan ek nou baie praat. Ek vermoed ek het al ergens dalk daar gepraat met Brené Brown wat sê dat bekommernis is die thinking part of jou anxiety. En daar is maniere, en ons word deur Petrus uitgenooi om ons kommer hok te slaan, om dit nie vrye teels te gee nie, dit raak te sien, dit op te let, en baie aktief dit na God toe te werp, en daardeur eintlik jou nederigheid te verklaar. En nederigheid is dan eintlik maar om jouself vry te stel van die een wat totale en finale beheer oor jou lewe het. Maar te sê dat God is in beheer, en ten diepste te glo dat God ook vir jou sal sorg. Dat God vir jou omgee. Ek dink die Message vertaling sê, He's careful of you.
Broers en susters, ek sluit af deur maar net te sê die brief van 1 Petrus is mooi vir my. Dit het my baie uitgedaag oor of ek anders leef in hierdie wêreld. Maar dit nooi my ook uit dat wanneer dit swaarder gaan met ons, veral omdat ons anders leef in hierdie wêreld, omdat ons as volgelinge van Jesus leef en nie net Christene in woord nie, dan gebeur daar dalk swaar kry in ons lewe. Maar swaar kry het nooit die finale sê nie. Hy eindig af met hierdie crescendo, waarin hy sê, julle kan standvastig staan, want julle weet aan wie julle behoort. En daar sal 'n dag kom, waar julle net sal weet, die storme woed rondom ons, maar ek staan stewig, ek is bemagtig, ek is herstel, omdat ek leef as die een wat uitgekies is, en bestem is om met Christus te leef. Mag jy nou nie heeltemal klaar maak met Petrus nie, miskien het jy tyd om sommer net weer in een sitting deur die hele brief te lees, en te ontvang, dat ons uitgenooi is, om nie net gemeentes te wees, wat onsself besig hou met goed nie, maar gelowiges, gemeentes, mense, wat 'n helder lig van andersheid, in 'n donker wêreld laat skyn. Mag die Here ons daarmee genadig wees. Kom ons bid saam. Here, ons is dankbaar vir hierdie brief, wat ons uitgenooi het om oor ons posisie in Christus te dink. En wanneer ons nou in groot lydingsweek ingaan, en nader aan Paasnaweek kom, is dit my gebed dat dit nie net nog 'n vakansie in ons lewe sal wees nie, maar 'n tyd van diep betekenis, om as vreemdelinge en om as uitverkorenes in hierdie wêreld te leef, met 'n groot prys gekom het. En mag dit ons opnuut aanraak in hierdie Paastyd. Kom Heilige Gees en kom werk in ons binneste, sodat ons nederig, diep afhanklik, stewig in U sal kan staan. Amen.